Baie dankie, julle is welkom om julle sitplekke te neem. En vanoggend is ek opgewonde om met julle te gesels oor 'n onderwerp, en die onderwerp se naam is die weg van wysheid. Die pad van wysheid. Nou, ek moet sê, as jy die koerante lees, dan kom jy agter dat wysheid is nogals 'n gesogte item in vandag se wêreld, né? Jy skop dit nie onder elke bos uit nie. Maar in elk geval, so Efesiërs 1 vers 17 sê die volgende, dit sê, Paulus is besig om te bid, hy sê, ek bid dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid kan gee. Wysheid en openbaring en kennis van God mag gee. Nou, ons gaan nie volgende daaroor praat nie, maar as jy deur die woord gaan kyk, dan is daar eintlik 7 attribute aan die Heilige Gees toegeken word. En een van hulle is wysheid. Laat die Heilige Gees is 'n gees van wysheid. Nou, wat is wysheid? Kom ons kyk gou na die definisie van wysheid. Dit kom van die Hebreëse woord hakam af. Nou, dit beteken glad nie. Wysheid beteken glad nie 'n godsdienstige roetine of 'n ritueel nie. Dis nie wat wysheid is nie. Wysheid beteken die bemeestering van die kuns van lewe in lyn met God se verwagting. Dis wat wysheid is. So wysheid is nie om 'n roetine te kan onderhou nie, of om 'n ritueel te kan doen nie. Om te sê, goed, ek gaan nou, 3 keer 'n dag gaan ek nou bid nie. Dis goed om dit te doen, maar dis nie soseer die betekenis van wysheid nie. Dit het nie te doen met ritueel en roetine nie. Wysheid gaan oor om 'n kuns te bemeester. En daai kuns is om te lewe volgens God se wil. Dit is wat wysheid eintlik is. Jy weet nou, dit laat my nou amper dink aan jy weet, soos die ouens wat karate doen, hè. Jy weet, hy gaan na iemand toe wat hom mentor, en dan leer die ou om die kuns van daai spesifieke sport. En uiteindelik dan bemeester hy sekere vlakke van dit. En dan uiteindelik dan kan hulle vir hom sê, goed, jy is nou 'n gevorderde, jy's nou 'n swart belt of whatever dit dan ook nou is wat hy nou bereik. Maar wysheid is dieselfde. Dis 'n bemeestering van 'n kuns van lewe. En daai tipe lewe is 'n lewe wat in lyn is met God se verwagtinge. Wat verwag God van my en jou? Nou, ons gaan so 'n bietjie meer na dit nou kyk ook, maar jy weet, God se verwagtinge is, sekere plekke is dit duidelik, né? God se woord gee vir ons, dit spel vir ons sy verwagtinge. Enigiemand wat kan lees, kan dit gaan sien. God se verwagting is, gaan dan heen in al die nasies en maak disippels van hulle. Dit is duidelik, God se verwagting is, laat ons die evangelie verkondig. Nou, daar's baie sulke voorbeelde in die Bybel. Maar jy sien waar dit minder duidelik kom, is dag tot dag, daar waar ek die lewenskeuses moet begin toepas, van watter vakke gaan ek kies vir skool? Wat moet ek doen met hierdie geleentheid, of hierdie opsie by die werk? Hoe moet ek hierdie persoon wat my sleg behandel, hanteer? Jy sien, dit is daar waar ons in die dag tot dag lewe, ware wysheid en die weg van wysheid moet vind. En dis daar waar ons die kuns moet bemeester, om die lewe te lei volgens God se verwagting. Wat is God se verwagting in hierdie spesifieke situasie? Jy sien, en dit kom veral in wanneer daar 'n paar goeders is voor ons wat almal goed lyk. Ek het 3 werksaanbiedinge. Watter een van hierdie 3 werksaanbiedinge moet ek vat? Wysheid is die kuns wat bemeester is om te lewe volgens God se verwagting. Om te weet, wat sal God wil hê, is die keuse wat ek moet uitoefen. Goed, so dit is die vermoë om met kennis en insig die regte keuses op die gegewe oomblikke te maak. Dit is die vermoë om met kennis en insig die regte keuses op die gegewe oomblikke te maak. Watter universiteit moet ek by gaan studeer? Nou, daar's nêrens in die Bybel 'n skrifgedeelte wat vir jou sê, kies Stellenbosch Universiteit nie. Nee, daar's nie so 'n skrifgedeelte nie. Maar dit is daar waar ek die wysheid van God nodig het, om die regte keuse te maak, met kennis en insig, vir hierdie tyd of hierdie seisoen in my lewe. So wysheid is die konsekwentheid van regte keuses ook. Nee, wysheid is nie, ja, ek het 1 keer raak geskiet, ek het gelukkig 'n regte keuse gemaak in my lewe. Hoeveel keer het jy al regte keuses gemaak in jou lewe? Nee, ek dink ten minste 1. Nee, dit is nie wysheid nie. Wysheid is weer eens die bemeestering van die kuns om te lewe volgens God se verwagting. So dit beteken daar's 'n konsekwentheid in my lewenskeuses. Daar's 'n konsekwentheid in wat ek doen. En hierdie konsekwentheid van regte keuses is 'n teken van volwassenheid en groei.
Jy sien, jy kan onderskei, daai is 'n wyse persoon. Hoekom is daai persoon 'n wyse persoon? Want daai persoon het 'n konsekwentheid in die maak van regte keuses en lewe volgens God se verwagtinge. En dis hoekom daai persoon 'n volwassene of 'n volwasse wyse persoon is. En dan weet ons natuurlik ook, en dit sê die Bybel vir ons sal dit nou ook sien, dat ware wysheid begin natuurlik by die vrees van die Here. Geen wysheid kan bestaan as dit nie by die vrees van die Here begin nie. Daar is nie iets soos 'n aardse wysheid, of 'n wysheid wat los is. Want onthou weer eens, wysheid is 'n attribuut van die Heilige Gees. So om wys in God se oë te wees, moet ek die Heilige Gees hê. En nou is dit vir ons interessant, dat in die gedeelte wat ek vir julle wil lees in Spreuke hoofstuk 8, word wysheid as 'n vrou tentoongestel. En sy sê ook, my naam is wysheid. En dan praat sy oor haarself. Nou in Spreuke 7 en Spreuke 8 is daar 2 vrouens. Nou ons sal nou ietsie noem oor die vrou in Spreuke 7. Maar in Spreuke 8 is dit die vrou is wysheid. En sy sê 'n klompie dinge oor haarself en ons gaan so 'n bietjie daarna kyk vanoggend. Nou, kom ons lees in Spreuke 8 vers 1 tot 14. Nou, ek gaan nou hier in die New King James Version lees, want van al die vertalings wat ek hierdie gedeelte gaan lees het, voel dit vir my pas nou die lekkerste by wat ek vanoggend vir julle wil preek. Okay, so ek gaan vanoggend vir julle lees uit die New King James Version uit. Ek moet ook sê dat dit is maar in baie gevalle my go-to version. Ek het 'n New King James Bybel en ek hou daarvan om te lees wat hulle skryf. Dit is baie dieselfde as die 1953 vertaling dan ook in die Afrikaans. Nou kom ons lees vanaf vers 1. Proverbs 8 verse 1 to 14. Does not wisdom cry out, and understanding lift up her voice? Sien, hy praat hier van 'n vrou. Nou is belangrik dat ons dit besef, want in Spreuke 7 word daar ook van 'n vrou gepraat. En dit is eintlik is die skrywer van Spreuke is vir ons eintlik besig om 2 lewenspaaie of lewenskeuses of 2 geeste waarmee jy kan saamleef uit te beeld. En hy doen dit as simboliek in die vorm van 2 vrouens. So does not wisdom cry out, and understanding lift up her voice? She takes her stand on the top of the high hill beside the way where the paths meet. She cries out by the gates at the entry of the city, at the entrance of the doors. To you, O men, I call, and my voice is to the sons of men. O you simple ones, understand prudence, and you fools, be of an understanding heart. Listen, for I will speak of excellent things, and from the opening of my lips will come right things. For my mouth will speak truth. Wickedness is an abomination to my lips. All the words of my mouth are with righteousness. Nothing crooked or perverse is in them. They are all plain to him who understands, and right to those who find knowledge. Receive my instruction, and not silver, and knowledge rather than choice gold. For wisdom is better than rubies, and all the things one may desire cannot be compared with her. I, wisdom, dwell with prudence, and find out knowledge and discretion. The fear of the Lord is to hate evil. Pride and arrogance and the evil way and the perverse mouth I hate. Counsel is mine and sound wisdom. I am understanding. I have strength. Net tot sover. Kom ons bid net gou oor hierdie gedeelte. Hemelse Vader, ons dankie dat ons vanoggend kan praat oor die weg van wysheid. En Vader, laat U vanoggend vir ons wil kom help om 10 merkers van wysheid in ons lewens raak te sien of toe te pas. Vader, gee vir ons die wysheid en die insig om dit te verstaan en saam met U hierdie pad te loop en die kuns te bemeester van 'n lewe wat voldoen aan God se verwagtinge. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. So ek wil vanoggend uit hierdie gedeelte wat ek vir julle gelees het, wil ek vir julle 10 merkers gee wat jy kan skryf, alhoewel hulle ook die notas saam met die boodskap sal versend, so die notas sal ook daar vir jou wees. So die eerste merker wat ek vir jou wil noem is, wysheid het oorfone. Nou wie van julle weet, ons leef in 'n tyd van tegnologie, so ek het vanoggend so 'n bietjie wysheid en tegnologie ook bymekaar gebring, né? Goed, nou wie van julle het oorfone? Moet ek eerder vra, wie het nie oorfone nie? Nee, ons almal het oorfone. Party van hom het 'n draadjie, ander is koordloos, wat ook al. Nou wanneer gebruik jy jou oorfone? Jy gebruik gewoonlik jou oorfone wanneer jy na iets wil luister en jy wil nou regtig nou nie gesteer word nie.
Nee. So partykeer luister ons musiek in die huis en is hard, maar partykeer wil jy net in jou binnekamer of in die bed in die aand, almal slaap al, en jy wil nou graag bietjie luister na musiek, dan sit jy jou oorfone in. Dis gewoonlik daar in 'n oomblik van privaatheid waar jy na iets wil luister, en jy wil nie gesteer wees nie, en jy wil graag fokus. Nou vers 1 van hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, sê, "Does not wisdom cry out, and understanding lift up her voice?" Jy sien, wysheid wil met ons praat. Wysheid wil vir ons oorfone gee en sê, luister mooi. Nou ek wil sommer gou vir julle 'n ander skrifgedeelte lees in Deuteronomium 28 vers 1 tot 2. Hier is ook een van my gunsteling verse en een van my live verses. Hoor wat sê hy, as jy dan goed luister, ek lees dit in die 53 vertaling, as jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God. Nou as jy hierdie in 'n Engelse vertaling gaan lees, die NIV of selfs die New King James Version, dan sê hy eintlik die volgende, hy sê, "If you fully obey the Lord your God and carefully follow all his instructions that I give you today." Dis amper asof hy hom onderskei tussen as jy God gehoorsaam in die groote en as jy na God se stem luister in die kleine, né? As jy God se gebooie onderhou, want onthou, Deuteronomium 28 toe het Moses al vir hulle die gebooie gegee. Maar as jy Deuteronomium 27 gaan lees waar Moses besig is met hulle te praat, Deuteronomium 27 gaan nie oor die 10 gebooie nie. Deuteronomium 27 gaan oor 'n klomp fyner instruksies wat Moses vir hulle gee vir hulle daaglikse lewe en vir dinge wat hulle moet doen. Jy sien, wanneer ons na hierdie gedeelte luister en hy sê as jy goed luister na die stem van die Here, dan praat dit daaroor, ja, vind in God, in die woord God se groot wil vir jou lewe. Ons weet daar sekere dinge wat baie duidelik is. Maar hy sê ook, as jy luister na die fluistering en na die daaglikse instruksies, dan sal jy geseënd wees. Jy sien, wysheid kom wanneer ek en jy God se oorfone opsit en wanneer ons begin luister na wysheid en ons die dag tot dag instruksies wat hy vir ons wil gee, begin navolg. So vanoggend wil ek vir jou sê, die eerste merker is, sit op jou geestelike oorfone. Soek na die Heilige Gees se fluistering en leer wysheid se taal. Nou is die vraag natuurlik, wat se taal praat die Heilige Gees? Nou, ons wat Afrikaans is, sal sekerlik sê, natuurlik die hemelse taal, Afrikaans. Iemand wat Engels is, sal ook vir jou sê, nee, Engels is die hemelse taal, en so sal ons almal, maar weet jy wat? Wat is die taal wat God praat? God praat 'n geestelike taal. Waar praat God met ons? Hy praat met indrukke in ons hart. Hy praat met sekere skrifgedeeltes wat ewe skielik vir jou uitspring. God praat met jou deur kleur. Hy praat met ons in prentjies. Hy praat met ons in ondervindinge. Ons lag so, daar's 'n storie wat ons kyk, nou moet ek net op die naam kom, Ice Age, die van julle wat die storie Ice Age kyk. Nou ons het Ice Age 3 by die huis. Nou ons het hom al hoeveel keer gekyk, want dis vir ons as 'n gesin, vir my en my 2 kinders is dit vreeslik snaaks. Nou die van julle wat Ice Age 3 ken sal weet, dat op een plek is daar so klein, ek dink is so 'n meerkat, sy naam is Bak. En Bak is 'n vreeslike dapper ou en hy kry 'n klomp goed uitgerig. En dan loop hulle almal op so een kol tussen die berge en dan waai die wind so. En dan is daar so 2 sulke ander lawwe goedjies wat ek nie weet wat hulle is nie. Hulle is ook baie dom. En vra hulle, "Wat is daai?" Dan sê Bak, "It's the wind speaking to us." En dan sê hulle, "What is the wind saying?" En dan sê hy, "I don't know. Don't speak wind." Daai is vir my 'n goeie teken van ek en jy moet leer wind praat. Jy sien, maar jy kan nie die wind sien nie. Maar jy sien, God praat met ons deur die wind. Hy praat met ons deur die fluistering. Hy praat met ons deur indrukke, impressions. Hy praat met ons deur sy woord. Hy praat met ons op maniere, deur mense, deur die natuur. Die vraag is, het ek en jy ons oorfone op om die wysheid wat God van dag tot ons wil spreek, te hoor en na te volg? Want die belofte is, as jy luister na die stem van die Here jou God, dan sal al hierdie seëninge oor jou kom en jou inhaal. Dit is mos wat ons wil hê. Kom ons kyk na die tweede merker van wysheid. Wysheid het 'n verkyker. Ons sien in vers 2, dan sê dit, "She takes her stand on the top
of the high hill. Waar staan wysheid? Wysheid staan altyd hoog, op die hoogste koppie of die hoogste berg. En wysheid kyk ver. Hoekom staan sy hoog? Want sy kan sy ver sien. Weet toe ons bietjie jonger was en ek en my vrou, ons het op 'n kol met rugsakke bietjie getoer in Europa. En dit was vir ons baie lekker geweest. Ons het lank gespaar daarvoor en toe ons met rugsakke voor ons kinders gehad het, ons het nog eers 'n sitkamerstel gekoop en toe gaan toer ons eerder. En dit was vir ons baie lekker, maar elke keer as ons by 'n nuwe stad gekom het, dan het ons altyd op die kaart gaan kyk of ons het bietjie navorsing gedoen om te kyk, waar is die hoogste plek in daai stad? Want dan was dit altyd ons eerste stop. Is om op 'n hoë plek te kom, sodat ons 'n goeie uitsig kan hê van alles, en sodat ons onsself goed kan posisioneer van wat ons wil doen en waar ons wil wees. Die van julle wat al saam met ons in Israel was, sal weet, ons vat julle altyd na die promenade toe. En as ons by die promenade staan van Jerusalem en ons kyk uit oor Jerusalem, dan is dit baie mooi en duidelik om te kan sien presies. Jesus het daar geloop, ons gaan soontoe gaan, dit is wat daai gebeur het, want hoekom? Want jy het 'n groot prentjie. Jy sien nou, dis waar wysheid haarself posisioneer, met 'n verkyker. Nou ek het een keer gelees van John Maxwell het geskryf, hy het gesê, die groot lewenskeuses wat ons maak, moet jy altyd maak wanneer jy op die berg in jou lewe is, en nie wanneer jy in die vallei is nie. Jy sien, daar waar ons partykeer swaar kry, alles moeg, dis nie die goeie tyd om groot lewenskeuses te maak nie. Groot lewenskeuses moet jy maak wanneer jy ver sien, en sien goed, ek staan op die berg, ek sien valleie, maar ek sien ook berge, en ek sien ek wil daar aan die kant uitkom. Jy kan dit nie in die vallei sien nie. Jy sien, in die vallei het ons partykeer die wysheid nodig om sekere goed te los. Partykeer, daar is sekere goed wat in die vallei moet sterf. Maar lewenskeuses en goed wat gebore moet word in ons, en wysheid, soek die hoë plekke waar ons met die verkyker kan kyk en sê, daar's waar ek wil uitkom in die lewe. En dis hoekom ek die keuses maak wat ek nou maak. Die derde merker wat ek met julle wil deel, is wysheid se toep. Goed, nou, toep is mos nou die mooi Afrikaanse woord vir 'n app, né? So, maar wysheid se toep. Nou, wie van julle ken die toep wat daar beskikbaar is op jou foon met die naam van Waze? Nou, ek dink is dieselfde ou wat Waymaker geskryf het die toep ontwikkel vir Waze. Want God is die Waymaker, né? Okay, goed. So, wat is wysheid se toep? Vers 2 sê ook, waar staan wysheid? On top of the high hill, beside the way. Jy sien, wysheid kyk na lewenspaaie. Wysheid kyk na jou lewenspaaie. En God wil vir elkeen van ons, wil hy sy toep in ons hart aflaai, genaamd Waze, genaamd Waymaker. Die enigste verskil met God se toep en die toep wat op jou foon is die een op jou foon, jy sê vir hom waar jy wil uitkom. Die een wat God in ons harte wil download of aflaai, sê God vir ons waar ons moet uitkom. Dis die groot verskil. Jy sien, jy kies nie altyd jou eie rigting nie. Jy gaan hoor jou rigting by God die Vader. Kom ons kyk weer wat sê Deuteronomium 28 vers 9. Dit praat nog steeds oor die seëninge. Ons het nou vers 1 en 2 gelees. Dit sê, en ek lees in die New King James Version, "The Lord will establish you as a holy people to himself, just as he has sworn to you. If you keep the commandments of the Lord your God and walk in his ways." Wanneer sal God van jou 'n heilige persoon maak? Wanneer sal hy sy beloftes teenoor jou nakom? Wanneer sal hy sy seëninge oor jou uitstort? Wanneer jy wysheid se toep gebruik om in God se weë te wandel. Jy sien, ek hou van die woord God se weë, want ek sien altyd paaie. Probeer dit so prakties as moontlik maak. Dis om in God se paaie te loop. En dit bring ons by die volgende merker, maar kom ons maak net eers hierdie een klaar. Gebruik Vader se toep en ontwikkel die vermoë om Vader se paaie te herken en te volg. En dit kom deur wysheid. Maar dit bring ons by die vierde een. Wysheid het ook 'n kompas. Want hy sê in vers 2, waar staan wysheid? On the high hill, beside the way, where the paths meet. By die kruispaaie. Jy sien, wysheid kom altyd tot haar maksimum volheid, waar? By die kruisings in ons lewens. By die kruispaaie in ons lewens. Ek dink julle sal almal met ons saamstem, dat dit voel vir ons asof die wêreld en die lewe net vol kruispaaie is.
Elke dag het kruisings, elke dag het keuses. En jy weet nie altyd watter rigting nie. Jy sien, en dit is wat gebeur wanneer ons by 'n kruispunt in ons lewens kom. Dan vra ons wysheid om te kan weet in watter rigting moet ons gaan. En dan is wysheid ons kompas om te sê, moenie links gaan nie, gaan eerder regs. Jy sien, dit is, partykeer is daar opwindende kruisings in ons lewens. Dis goeie goed, ek het die geleentheid om te kies tussen 3 of 4 werksgeleenthede. Of ek is besig in 'n seisoen, ek maak klaar met skool, ek gaan universiteit toe. Wat gaan ek studeer? Waar gaan ek studeer? Dis 'n opwindende tyd. Dis 'n opwindende tyd. Gaan ek vir hierdie man wat vir my vra om met hom te trou sê ja of nee? En daar's vlinders in my hart, want dis 'n kruispad. Dis 'n opgewonde kruispad. Ek het wysheid daar nodig. Partykeer kom ons op gedwonge kruispaaie wat minder goed is. Ek kom iemand sterwe af wat naby aan my is en dit verander my hele lewe. Ek kry slegte nuus van die werk af. Ek moet iets afgee. Jy sien, partykeer word kruispaaie op ons geforseer. En is nie altyd lekker nie. Maar die punt bly, of dit nou 'n opwindende kruispad en of dit 'n negatiewe en of sê eerder 'n moeilike kruispad is. Die punt bly, wysheid kom tot haar volheid by die kruisings in ons lewe. Die 5de merker wat ek met julle wil deel, is wysheid se autoriteitshek. Want vers 3 sê, she cries out by the gates. Nou jy sien, hekke in die Bybel is altyd 'n simboliek van gesag en autoriteit. So as iemand vir jou sê, profeties dalk, jy gaan deur 'n hek beweeg, dan beteken dit, dat jy gaan deur 'n plek van gesag en autoriteit beweeg. Jy gaan dalk 'n bevordering kry in gesag of autoriteit, geestelik of in die fisiese. Jy sien, hekke verteenwoordig al jou areas van gesag en autoriteit. As jy die pa van 'n huis is, dan is jy die beskermer van die hekke. So jy het gesag en autoriteit in daardie huis. En nou sê wysheid, she cries out by the gates. Jy sien, in die Bybelse tyd het hulle altyd by die hekke gesit, by die poorte, by die ingange, het hulle gesit, dis waar die leiers bymekaar gekom het, dis waar hulle besluite geneem het, dis waar hulle vergaderings gehou, dis waar die gesag gevloei, dis amper soos in hedendaagse boardroom, of moet ons nou eerder sê 'n Zoomroom, weet nou nie meer nie. Maar dit was die plek gewees waar gesag en autoriteit en besluitneming plaasgevind het, wat 'n invloed het op ander mense. En wysheid sê, that is where she cries out. Dis waar sy haar stem wil laat hoor. Jy sien, die Heilige Gees deur wysheid wil jou hekke, jou plekke van gesag en autoriteit, kom vul met wysheid. Dit kan dalk wees dat die Here jou wil oplig in gesag. Hy wil vir jou meer gesag gee. Hy wil dalk vir jou geestelike deure oopmaak en jou na 'n hoër posisie van salwing en autoriteit toe lei. Dalk wil hy vir jou by die werk 'n bevordering gee. Wat het ek nodig daar? Wysheid. Die 6de merker wat ek met julle vanoggend wil deel, is wysheid se harde skyf. Jy sien, want vers 3 sê, at the entrance of the doors. Nou wat beteken 'n deur? Ons het nou gesien 'n hek verteenwoordig gesag en autoriteit. Wat verteenwoordig 'n deur? 'n Deur verteenwoordig 'n nuwe of 'n bestaande, maar 'n toegang tot 'n ander spasie. Jy gaan deur 'n deur om in 'n ander spasie in te kom. As ek deur hierdie deur sou loop hier, dan kom ek in die gang. Dis 'n ander spasie as die auditorium. Jy sien, ons almal het harde skywe en ons ken dit, né? Jy sien, so wysheid wil dat ons deur deure gaan om ons harde skyf se spasie aanhoudend te vergroot. Om die vertrekke waar binne ons spasie inneem te vergroot. Dit laat my dink aan Jabes se gebed, want hy het gesê, sal u asseblief my grondgebied vergroot. En die Here het dit vir hom gegee. Hoekom? Omdat Jabes deur daai deure beweeg het na groter grondgebied. Jy sien, wysheid wil ons lei na groter grondgebied. Maar waar staan wysheid geposisioneer? By die ingang van die deur na die nuwe spasie toe. Ons almal weet hoe frustrerend dit is as ons harde skyf se spasie opraak. Dan moet jy nou eers 'n nuwe harde skyf kry, of jy moet, wat ook al, jy moet iets doen om jou harde skyf se spasie te vergroot. Maar jy weet wat jy ook kan doen, partykeer moet ons so 'n bietjie die ou files wat ons nie meer nodig het nie, moet ons ook gaan uitvee. Jy sien, in die Heilige Gees lei ons partykeer 'n nuwe grondgebied, 'n nuwe spasie in, maar dan kom jy op daai nuwe stuk grond en dan daar in die hoek, dan lê daar 'n lekker groot stuk, en verskoon my nou maar vir die term, maar is nou maar net realiteit, dan's daar 'n plakker.
dan wat moet jy doen? Dan jy moet optree om jou grond skoon te kry. Jy sien, ons duld te veel van die duiwel se plakkers op ons grondgebied. Ons duld te veel van die duiwel se negatiewe files wat ons rekenaar stadig maak in ons harde skyf spasie. En die Heilige Gees, die Gees van wysheid, wil by die deur van ons spasie kom staan en tot ons roep en sê, ek wil jou spasie vergroot, maar wees wys. Wees wys. Die 7de merker wat ek met julle wil deel is wysheid se gesindheid. Vers 5 sê, "O you simple ones, understand prudence, and you fools, be of an understanding." Hoor nou mooi. Be of an understanding. Ons praat nou van wysheid. Wat sal ons dadelik dink wat sê hy hierso? Be of an understanding, mind, knowledge. Be of an understanding heart. Dis wat hy hierso sê. Hy sê, "O you simple ones, understand prudence, and you fools, be of an," hoe kom ek tot wysheid? Be of an understanding heart. Jy sien, wysheid word gebou op die gesindheid van ons hart, en nie op dit wat in jou kop is nie. Ek dink ons almal ken mense wat jy al mee te doen gekry het, wat vir jou voel, hierdie persoon weet alles, maar jy is nie altyd so seker oor hulle gesindheid in die lewe nie. Jy het al te doen gekry met iemand wat bietjie alwetend is, wat jou amper wil boelie. Jy sien, die Heilige Gees werk nie so nie. Waar kom ware wysheid vandaan? Dit kom van 'n hart af. Wat 'n gesindheid het, wat sê, Here, fluister vir my u wysheid. Ware wysheid kom uit die hart uit wat oop is vir God se toep. God se ways toep. Nee, die hart wat oop is vir dit, nie die kop nie, nie die brein nie, die hart wat oop is vir God se toep om afgelaai te word. En dan te sê, goed, in elke besluit, selfs in die kleinste dingetjie, gaan ek Vader vra om vir my sy ways te openbaar, hier in my hart. Nie in my kop nie, in my hart. Jy sien, dit begin by daai gesindheid. Ek het ook gelees wat John Maxwell geskryf het. Hy het gesê, your attitude determines your altitude. Jy sien, jou gesindheid bepaal hoe hoog jy sal vlieg. Jou gesindheid bepaal hoe ver jy kan kyk. Jou gesindheid bepaal of jy saam met wysheid op die hoë berg kan staan en ver kan kyk en goeie keuses maak. Langtermyn lewenskeuses en korttermyn dag tot dag keuses. Jou gesindheid bepaal dit. Die 8ste merker wat ek met julle dan wil deel is dan wysheid se kundigheid. Want ons het nou gepraat oor die gesindheid wat uit die hart uitkom, maar wysheid se kundigheid is as volg, vers 8 en 9. All the words of my mouth are with righteousness. Nothing crooked or perverse is in them. They are all plain to him who understands, and right to those who find knowledge. Jy sien, hier kom kennis in. Wysheid kan versterk word deur kennis en kundigheid, gebou op 'n gesonde gesindheid en hart. Dit begin hier. Maar jy sien, as ek 'n goeie gesindheid het, en ek is oop vir wysheid, dan wil die Heilige Gees ons nie daar los nie. Dan wil hy ons lewens met kennis vul. En kennis is 'n wonderlike ding. Kennis is 'n fantastiese ding. As dit net op die fondasie van wysheid plaasvind. Jy sien, want dit versterk wysheid. Dit kan die impak van wysheid soveel vergroot as jy kennis het. Dink in terme van iemand soos Daniël in die Bybel. Daniël was 'n kundige en 'n persoon vol kennis. Maar wat het van Daniël gemaak dat hy werklik insig kon gehad? Ek meen, Daniël, die dinge wat die Here vir hom gewys het, is duisende jare vooruit. Profesieë oor die einde van tye, dinge wat nog nie eers gebeur het nie, het Daniël duisende jare terug gesien. Dis die wysheid waarmee God hom toevertrou het. Jy sien, dit was gebou op sy kennis en sy kundigheid, maar dit begin met sy hart. Maar 'n goeie hart word net soveel versterk deur goeie kennis, deur goeie kundigheid. En die twee loop hand aan hand. Punt nommer 9, of die 9de merker, is wysheid se welvaart. Vers 11 sê, for wisdom is better than rubies, and all the things one may desire cannot be compared with her. Alles wat ons kan begeer in hierdie lewe kan nie vergelyk word met wysheid nie. Jy sien, jy moet 'n keuse maak in jou lewe. Jy moet of sê, goed, ek gaan rykdom najag,
of ek gaan wysheid najag. Wees versigtig vir vals rykdomme om die lewe se pyn te versag. Jy sien, die lewe is, as sulks, is moeilik, is uitdagend. Jy sien, wat bring die duiwel nou vir ons? Hy bring vir ons pynstillers. As jy net genoeg van hierdie pynpille drink, dan sal dit jou so verdoof, jou gevoelens so verdoof, dat jy daarom nou nie meer agterkom. Die lewe is moeilik nie. En dit kom in allerhande vorms. Kom hierdie pynpille na ons toe. Jy sien, en naderhand het jy so begeerte vir daai pynpil, laat dit al is wat jy soek in jou lewe. Dit kom in die vorm van geld, dit kom in die vorm van drank, dit kom in die vorm van vermaak, dit kom in die vorm van ongoddelike verhoudings, seksuele onreinheid, wat ook al, is alles pynstillers wat na ons kant toe kom, en jy kan hierdie dinge begin begeer. Maar wysheid se welvaart lê daarin, dat as ons wysheid vind, sal ons agterkom dat niks in hierdie wêreld kom naby aan die smaak of die kwaliteit wat wysheid in ons lewens vir ons kan gee nie. Wees versigtig vir vals rykdomme en vals begeertes, wat maak dat jy nie na wysheid soek nie. Die 10de merker en die laaste een wat ek met julle wil deel is, wysheid se beskerming. Vers 13 sê, wat ons gelees het, the fear of the Lord is to hate evil. Pride and arrogance, en hier kom ons weer by die toeps, hoor weer die toep, and the evil way. Jy sien, daar is 'n toep vir godly ways, en daar is 'n toep vir evil ways. Wysheid wil vir jou help om die regte toep af te laai. As jy na hoofstuk 7 gaan kyk, dan sien jy, is daar die toep, of die vrou, wat die dwaase vrou is. En hoofstuk 7 van Spreuke, en julle kan dit gaan lees by die huis, vertel vir jou, waarheen dwaasheid jou sal lei, as jy haar volg. En hoofstuk 8 vertel vir jou, waarheen wysheid jou sal lei, as jy haar volg. And there is a good way, and there is an evil way. There is a godly way, and there is a demonic way. By elke kruispunt in ons lewens, moet ons die vermoë en die wysheid hê om te sê, Here, deur die toep wat ons afgelaai het, wys vir ons, watter is die goddelike rigting, en watter is die duiwelse rigting. Jy sien, en daarom moet ons leer om in God se taal, we need to learn to speak wind, because God is not going to tell us in plain English, gaan links, want regs is 'n probleem. As jy regs gaan, is daar 7 potholes. Nee. Maar as ons op God se stem, dan kan ons dieper sien. Dan begin ons te ervaar, hier's iets aan hierdie pad, wat nie vir my lekker voel nie. Ek kan nie my vinger daarop lê nie, maar hier binne, is dit asof God, ek voel iets wat my keer, iets wat my terughou. Ek moes een keer 'n keuse maak, of ek in Amerika toe wil gaan of nie vir 'n sekere rede. Maar dit het vir my gevoel toe ek bid, of 'n sagte hand, so 'n sagte hand soos my vrou, haar hand partykeer op my sal het, het gevoel of 'n sagte hand, hier op my bors, my net so keer. En ek het gevoel, dis nie die regte tyd nie. Jy sien, wat is die stem waarna jy luister, en hoe luister jy na die stem? Sodat jy nie op die dwaase pad sal gaan nie, maar sodat jy op die wyse pad sal gaan. En vanoggend wil ek afsluit met Jakobus 1 vers 5, wat die volgende sê, as een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid. En God sal dit aan hom of haar gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyte. Hierdie is my laaste gedagte, as ek hierna kyk, as een van julle wysheid kort kom, dit vat 'n nederige persoon om te sê, ek kort wysheid. Jy sien, 'n trotse persoon vra nie raad nie. 'n nederige persoon sê, ek het raad nodig, ek het wysheid nodig. En dan moet hy dit van God bid. En dit wys my dat God forceer nie sy wysheid op ons af nie. Hy forceer nie sy gees op ons af nie. Hy kom nie en dan forceer hy hierdie toep van hom hier in ons harte in nie. Hy wag tot jy dit vra. Jy sien, God gaan nie met jou praat. Hy gaan nie sy wysheid vir jou gee, as jy nie daarop gaan agslaan nie. Dan gaan hy jou los, want dan gaan jy
die pad van dwaasheid volg. Maar hy gaan dit nie op jou afforceer nie. Daarom sê hy, as een van jou wysheid kort kom, moet hy dit van God bid. En God sal dit vir hom gee. Sal jy dit dan doen? Sal jy dan God se wysheid, God se oortuigings wat in jou hart is, sal jy dit navolg? Selfs al verstaan jy nie altyd nie. Sal jy die volgende stap in jou lewe by hom soek en dit deurvoer? Want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyte. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie dat ons vanoggend kon geleer het van die weg van wysheid. Here, wysheid is 'n gesindheid. Wysheid is 'n hartsaak. Wysheid is 'n toep om ons te help om ons lewenspaaie beter te bestuur en te bewandel wat U in ons harte wil aflaai. Wysheid is die vermoë, Vader, om U stem te hoor en om die kuns te bemeester om te doen en te leef en elke oomblik, elke dag besluite te maak wat U laat glimlag. Om elke oomblik en elke dag deur sagte oortuigings die regte keuses te maak wat U kan seën. Die paaie te bewandel wat U sê, hierdie paaie sal ek seën. Vader, die gesag uit te oefen wat U sê ek sal dit seën en die spasies te betree waar U vir ons die vermoë gee om ons grondgebied te vergroot. En dit is die weg van wysheid. Dankie Vader dat ons dit vanoggend kon geleer het. En Vader, mag ons elke een wat hierdie woord hoor, mag ons wysheid soek, mag ons wysheid vind, mag ons wysheid gehoorsaam, mag ons wysheid leef. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Net voordat ons finaal afsluit, wil ek net sê, as daar enige iemand is vanoggend wat na hierdie boodskap geluister het, selfs hier binne in ons auditorium of op die video, en jy sit vanoggend en sê, maar ek wil graag hierdie wysheid hê, maar ek weet nie waar om te begin nie. Die beginpunt is by Jesus Christus. As jy Jesus nog nie aangeneem het in jou lewe nie, dan kan jy nie hierdie pad van wysheid betree nie, want wysheid begin by die vrees van die Here. En dit is nie vrees in die sin van dat jy bang is vir God nie. Dit is vrees in die sin dat jy aanvaar dat God se pad is die beste pad en ek vrees enige ander pad, want dit lei na verderf. Ek wil God se pad loop, want dit lei na seën. As jy vanoggend sê ek wil graag Jesus aanneem, enige iemand hier binne of op die video, wil ek vra dat jy net jou oë sluit en saam met my die volgende gebed sal doen. Here Jesus, ek wil vandag die keuse maak om U te dien, U te volg, sodat ek ook by 'n pad van wysheid kan kom. Vergewe asseblief al my sonde en my skulde. Kom asseblief in my hart en laai asseblief U toep van wedergeboorte en U toep van wys in my hart af, sodat ek U weë kan betree en U weë kan bewandel. Jesus, vat beheer oor my lewe en lei my in U volmaakte weg. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Die Here seën julle.